soos wat ek met die Here tyd spandeer, het ek net hierdie swaarheid in my gemoed ervaar, en dit is nie 'n depressie nie, maar net so las. En ek bid en ek vra, Here, wat is hierdie ding? En dankie kan jy se plek neem. En want ons is op 'n redelike mission besig oor hierdie onderwerp van ek in my huis, ons gaan die Here dien, en ons praat oor hoe die liggaam moet funksioneer. Hou net vir my daar aanspeel asseblief julle. Ons moet verstaan hoe die liggaam funksioneer, en dis waar die priester ding vandaan kom, sodat ons kan weet waar ons diens in die liggaam moet doen, hoe ons mekaar moet dien. En laasweek praat ons oor die waar begin dit, en dit begin by die kleinste sel, en ons het gepraat oor hoe dit gebeur, en wat daai proses is vir jou om eventually by die plek uit te kom waar daar bevrugting plaasgevind het. En die ding wat my gefascineer het van daai klip, ek weet nie wie van julle het hom dalk by die huis gaan kyk nie, is dat die kleinste selletjie in die menslike liggaam is die spermsel by 'n man. En by 'n vrou is die grootste sel in haar liggaam is die eiersel. En hoe dat hierdie kleinste ene by die grootste ene moet uitkom. En hoe dat die biologie vir ons leer dat enigiets tussen 300 en 600 miljoen selletjies swem om uit te kom by daai eiersel. En hy video het 'n verskriklike mooi manier gehad om te verduidelik wat die tog verg om uiteindelik uit te kom by die eiersel. Die teëspoed, die teenkanting, die gevare, en al daai goeders is daar om te elimineer, om weg te vat dit wat nie by die eiersel moet uitkom nie. Sodat die enetjie wat daar moet uitkom, die een is wat die bevrugting laat plaasvind. En terwyl ek daai ding, en ek dink ek het dit laasweek genoem, terwyl ek daai ding gekyk het en 'n bietjie oor dit gelees het en gedink het, hoe gaan 'n ou daai parallel trek terug met wat met ons gebeur, toe besef ek, Here, maar dis presies hoe ons lewens lyk. Daai stryd en daai gestoei het nog nooit opgehou. Soos wat daai klein selletjie deur al hierdie gevare moes gaan en deur al hierdie obstacles. So is dit presies nog dieselfde vir jou en vir my. Jesus het dit vir ons gesê, solank as wat julle hier is, sal julle teëspoed hê. So we are guaranteed of that. Die vraag is, wat doen ek en jy in die aangesig van ons teëspoed? En ek dink baie kinders van die Here is baie keer mismoedig of raak mismoedig, en die Engels praat van disillusioned. Want ons het by Christus uitgekom en ons het gehoor, hy gaan ons lewens nuut maak en hy gaan ons lewens beter maak, maar daai teëspoed hou nie op nie. En terwyl ek oor dit dink en praat en sê, Jesus Here, ons is nou op pad met hierdie tog, want ons wil ons mense nou leer, okay, nou dat daai bevrugting plaasgevind het en jy nou hierso is en hier is jy nou en nou moet jy leef, nou moedig ons mense aan om in hierdie roepings van hulle te kom en om hierdie werk van hulle te doen as kinders van die Here. En in dit sien ek hierdie volgende ding. Die Here bring net vir my hierdie gedeelte in hierdie dryf van ons. En dit is 'n gedeelte in Matteus 9. Hier vanaf vers 35. En ek gaan dit vir jou sommer lees. Julle hoef nie so te blaai nie. Ek het 'n paar goedjies wat ek gou wil lees. Hy sê, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel. Omdat hulle moeg en uitgeput was. So skape wat geen herder het. En ek sê, Here, dis hoe dit baie keer vir my Sondag lyk as ek so oor die skape kyk. Dan sien ek ons mense hoor wat die woord sê wat ons moet doen, maar terwyl hulle dit hoor, kan ek op hulle gesigte sien, Here, ons is moeg en ons is uitgeput. Hierdie jaar hardloop teen 'n tempo wat daar net geen brieke is nie. Amen.
1 Maart. Laas jaar hierdie tyd, toe was ons nog in die eerste week van Januarie gewees. Nou kom ons en ons hoor die woord van God sê, hey, maar ons moet al hierdie verantwoordelikhede nakom. En die meeste mense sukkel net om kop bo water te hou. Meeste sukkel net om asemhaal. Die meeste sukkel net om nog hulle plek te vind vir wat hulle in hierdie jaar moet doen wat hulle verantwoordelikhede aanbetref. Finansiëel, met die kinders. Gesondheid. En hier het my verskriklik geslaan. Ek kan net weer vir jou lees. En toe Jesus die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle. Omdat hulle moeg en uitgeput was. So skape sonder 'n herder. En hierdie sê vir my, bo alles wat Christus vir ons kom doen het, en bo alles wat hy ons vra om te doen in terme van om gehoorsaam te wees, staan hierdie ding vir my uit om te hoor hoe hy oor sy kinders voel. Hy kry jou jammer vir daar waar jy is. Hy sien jou gespook, sien hy raak. Hy sien hoe jy uitgeput is in die begin van die jaar. 'n stukkie verder maak aanhaling in Matteus 11, vers 28, sê hy die volgende. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Wie van julle sal so 'n bietjie rus waardeer hierdie tyd van die jaar? En daai rus het niks te doen met 'n vakansie nie. Dit het te doen met 'n innerlike vrede, 'n plek waar ek en jy op 'n vrede kom hier binnekant, wat nie afwesigheid van oorlog is nie, maar 'n plek waar ons so bewus is van God is in beheer van ons lewens, hou ons vas in sy hand en niks kan ons daar uitruk nie. Kom na my toe, die wat vermoeid en belas is. Kom en ek sal vir julle rus gee. Hy beskryf dit so 'n bietjie verder. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Ouens, waar is ons fight? Sê so 'n bietjie hier in my kop. Jou en my fight is hier in ons kop. Dis nie die mense saam met wie jy woon nie, dis nie die mense saam met wie jy die land deel nie, dis nie mense wat jou frustreer nie. My fight is hier in my kop. Dis hoe ek daai movie hier oor en oor in my kop speel. Ons praat ons baie van daai ding, nie? Daai scenario's wat ek oor en oor hier in my kop bly herhaal. Van hoe goed gaan uitdraai, van hoe dinge nie gaan uitwerk nie, my vrese, my angste, my onsekerhede. Hy sê, kom en ek gaan julle rus gee vir julle siele. So hy wil hier, in jou sielsdimensie, in jou denke wil hy kom en hy wil jou laat rustig raak, en vir jou sê, hey, ek sien jou raak. Ek wil jou nie vermoei nie, ek wil jou nie oorlaai nie. Hy sê dit in die volgende gedeelte mos. Hy sê, want my juk is sag, en my las is lig. En ons moet pas op in dit wat ons oor praat, dat ons nie so weghardloop, dat ons soveel lading op onsself laai in die naam van die Here, laat dit ons ook uitbrand. En dan die laaste gedeelte wat ek vir jou wil lees, is Matteus 12. Vers 20. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. En op sy naam sal die heidene hoop. Daai heidene is ons wat tot bekering gekom het. 'n geknakte riet sal hy nie breek nie. Nou kersie wat sy liggie flou is, hy gaan hom nie uitblus nie. En dis wat ek vanoggend in my hart net gevoel het, ek by jou wil los, my boetie en sussie, want ek kyk na julle, en ek sien hoe party van julle spook en spartel.
Ek ken julle stories, ek hoor van julle as julle by my kom sit en julle maak afsprake en kom gesels. Dan hoor ek, ja, dis reg wat die woord van die Here sê, ons moet hierdie ander goeders alles doen. Maar Dion, ek het nie energie om my goeders te doen nie, want ek kan nie eers myself by mekaar hou nie. Ek voel die pap val op die grond, ek voel hoe die angs my gryp. Die aanvalle, die goed wat die vyand na my kant toe gooi hy's nie gaaf nie. En ek hoor net vanoggend hoe die Gees van die Here sê dat, en dis hoekom ons daai lied sing van This is a House of Miracles. Voordat ons 'n woord verder praat en 'n les leer verder oor dis wat jy moet doen, dis jou verantwoordelikheid, dis wat jy voor gemaak is, moet jy besef dat God sy grootste begeerte is dat jy as mens heel bly. Want as jy stikkend en uitmekaar uit is ouens, kan jy vir sy koninkryk niks beteken nie. En ek voel die Here sê vanoggend wil hy net 'n kans gee vir mense om so weer 'n bietjie daai stukkies bymekaar te bring vir hom, om daai stukkies in jou lewe bymekaar te bring. Maar as jy nie vir hom 'n geleentheid gee om dit te doen nie, kan hy dit nie vir jou doen nie. In ander woorde, wat ek vanoggend vir jou wil sê is daar nou een ding is wat jy vanoggend nie moet wees nie, dan is dit om te probeer sterk wees nie. Hoor die Here se uitnodiging vanoggend en hy vra en hy praat met die wat moeg is, wat swak is, wat alleen voel, wat geknak voel, wat uitgeput voel. Jy sien, in ons wêreld is sterkte, in ons sekulêre wêreld, is sterkte 'n verskriklike ding om op trots te wees. Ons almal roem daarin dat ons 'n sterk individu, maar niks gaan my breek nie, niks gaan my onderkry nie. Ons is ambisieus, ons is gedrewe. En dis hoekom die duiwel dit reg kry om ons so te kan breek. Want hoe harder 'n voorwerp is, hoe makliker kan jy hom breek. God se koninkryk is die teenoorgestelde waar. By hom wanneer ek swak is en wanneer ek afhanklik is, dan is ek op die beste plek wat ek moontlik kan wees. Jy sien, want dan gee jy vir hom die geleentheid om sy werk as 'n pa vir jou te kan doen. If you've got everything together all of the time, you don't really need a good father. Maak dit sin? Maar dis wanneer jy swak is, en dis wanneer jy ellendig is, en wanneer jy alleen is, en daai goed wat Jesus van gepraat het, dis wanneer hy so na jou kyk, dis dan wanneer jy 'n goeie pa nodig het. En dis wat die skrif vir ons sê van hom, hy's 'n goeie pa. As julle wat aardse vaders, as julle vir julle kinders goeie gawes gee, hy sê, hoeveel te meer wil julle hemelse Vader nie vir julle dit gee nie. Julle wat eintlik sleg is, sê hy. As jou seun by jou kom en hy vra jou vir 'n stukkie vis, wat gaan jy vir hom gee? Jesus gesê gaan vir hom 'n slang gee. Sê nee, jy gaan hom gee wat hy voorvra. En dis hoekom hy ons op daai plek soek wat ons afhanklik bly van hom. En waar ons eerlik genoeg kan wees om te sê, Here, is nie lekker waar ek nou is nie. Ek voel nie lekker nie, ek is nie op 'n lekker plek nie. Ek spook met goeders. Hy sê, daai mense, kom hy en hy vat en hy tel hulle op. When you humble yourself under the mighty hand of God, He will exalt you. Maar 'n hoogmoedige en 'n sterk en 'n trots mens, die Bybel sê, daai mense weerstaan God. Hoekom? Because you don't need Him. You are leaning on your own understanding. You are leaning on your own power, on your own might and on your own strength. Hy soek ons afhanklik van hom, sodat hy sy goedheid aan jou kan bewys. But that means you have to humble yourself. Eerlik genoeg wees om te sê, Here, hierso, asseblief, kom help. Asseblief, moet nou nie die fout maak wat almal maak, en ek, my ding is nou nie so groot nie. Ek wil nou nie die Here pla met my ding nie. Daar's ouens wat ek nie ken wat hulle het regtig in die moeilikheid. Jy weet, ek wag dat Albert eerder uitkom vorentoe, want ek weet hy's diep in die moeilikheid. Ken julle sy vrou? Ek meen, is net 'n grappie.
So moenie in daai struik trap om te dink, ag maar my ding is nie ek gaan die Here eintlik pla. Yes, ouens, dis juis. That's where he wants us. Hy kyk na ons vanoggend, hy kyk na jou en hy kry jou jammer. En hy sê, ek sien hoe dat julle rondhardloop so skape sonder 'n herder. Wolwe is uit. Strikke is gestel. Party van julle se wol hangel in die drade soos wat julle deur die goeters gehol het. Jy moenie na my luister volgende nie. I'm the messenger. Luister na hom wat praat volgende. Daar's 'n rede hoekom die Here ons in hierdie tyd tot stilstand roep en sê, hoor my? Daar's 'n rede hoekom hy wil praat, daar's 'n rede hoekom hy vir jou sê, ek sien jou raak. He knows you the best. As niemand wat my so goed ken soos my vrou nie. Maar dit verstom my dat die Here my nog beter kan ken as my vrou. Hoor nie? Al my geite, al my nikke, al my nonsens. En hy's nog steeds lief vir my en bo op dit wil hy my nog help met dit ook. What an awesome God. Amen. Wat 'n fantastiese pa, dat hy nie vir my 'n preek uitdeel en op my plek wil sit en my eers wil berisp en vir my sê, sort eers jou goed uit en dan kom jy na my toe nie. Daar's 'n skrifgie in Hebreërs 4 vers 16. Hy sê hardloop dan na my troon van genade toe. In jou dag van swakheid. Ons kyk neer op swakheid, ons verag dit, ons verpest dit, dit is 'n swakkeling, dit is 'n swak karaktereienskap. Hy sê hardloop hier na my troon van genade toe. Hy sê sodat jy hier gou vinnig hulp kan kry vir daai ding wat jy mee worstel en wat jy mee spook. Wat 'n uitnodiging. Maar hardloop na hom toe. En hy maak daai uitnodiging vir ons vandag. Kom na my toe, sê Jesus. Kom, julle wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Julle wat geknakte riete is, julle wat voel jou liggie is 'n bietjie dof. Kom na my toe. Kom kry rus by my. En dis wat ek volgende mee, dis waar ek dit gaan los. Ek wil jou daai geleentheid gee, this is a house of miracles. Hierdie plek, hier waar ons by mekaar kom, ons aanbid, hier waar ons as sy kinders by mekaar kom. Dis die plek waar jy jou wil aankom, heel maak en aan mekaar sit. Volgend. So as dit jy is met wie jy praat, en as dit jy is wat so 'n bietjie bekragtiging nodig het, en as jy is wat voel, Here, ek net so 'n bietjie opgelig het, miskien het ek nie groot issues en stories nie, maar ek voel ek hardloop 'n bietjie op empty, dan sit vir jou ook. Maar wat ek hoor vanoggend is, hy wil sy kinders optel. Wat ek hoor vanoggend is, hy wil die laste van ons skouers afhaal. Hy wil daai jukke, wil hy vir ons ligter maak. Want jy gaan moeilikheid hê. Dit raak nie weg nie. Maar hoe meer ek na hom toe hardloop, hoe meer is hy die een wat my las vir my help dra. Amen. So ons gaan hierdie liedjie asseblief, ek wil hê hulle moet ons nog een keer speel en dan gaan ek jou nooi ouens, kom uit. Ons bedieningsspan mense, ons pastore, ons bedieningsspan ouens, ek wil hê julle moet uitkom en ons gaan volgende net saam met ons mense vinnig bid. Ons gaan jou salf as jy nie weet wat dit beteken nie. Was niks, absoluut niks magies. Daar's geen krag in hierdie olie wat ons gebruik om mense te salf en dis 'n voorstelling van die krag van die Heilige Gees. Daai salwing wat die jukke breek. Dis net 'n voorstelling. So moenie dink daar gaan iets magics met jou gebeur. Dis net 'n manifestasie, maar kom volgende en sê Here, I will humble myself en dan gaan kom en gaan sê Here, kom help my. Hier's ek. Hier's ek. Amen. So ek gaan julle vra, staan saam met my. Gaan ons hierdie lied nog 'n keer sing en dan wil ek hê die ouens wat voel Here, dis ek daai, dan kom staan julle vir my voor, kom lyn julle op. En ons gaan saam met julle bid. In Jesus naam. Ek wil dit net bevestig want ek het ervaar hoe die Here so 'n oomblik van kalmte en stilte bring vir ons om stil te raak. Dit is daar buite so besig en ons het soveel verantwoordelikhede, maar hierdie oomblik is 'n oomblik van stilte om te kom en ek hoor die woorde
Hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit met jou kop? So ek wil jou vra as jy vanoggend daar staan om daai oomblik van stilte te vat en te dink, hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit met jou kop? Waaraan dink jy? Waardeur gaan jy hier binne?